Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u nog 'n gedagte rondom Judas Iskariot, die disipel wat Jesus verraai het. Ons het gesê, hy was die enigste een wat nie 'n Galileër was nie, die ander disipels was almal Galileese manne, maar hy was nie. Hy kom van Kiriot af, Iskariot beteken seun van Kiriot. Hy was die enigste een wat eintlik kan ons sê, bietjie meer geleerdheid gehad het as die ander, bietjie meer aansien gehad het as die ander. Dis dalk hoekom hy met die geld gewerk het, en was daar baie min mense, indien enige, wat soveel kansse, geleenthede gehad het, soos Judas Iskariot, en hy verbeur dit alles. Hy het die voorreg gehad om die beste wonderwerke te sien. Hy het die geleentheid gehad om die beste preke te hoor. Hy het saam met die beste leraar nog ooit gestap, saam met die Here Jesus. Hy het dit alles gesien, hy het dit alles beleef, en hy gaan en hy verraai die Here Jesus op die ou end. So, nou kom dit hier by die einde, dis nou net voor die kruisiging, en lees ons dan daar in Johannes hoofstuk 13, dis waar Jesus die disipels was, van die disipels se voete was, sy voete word ook gewas. Hy is ook onder hulle wie se voete gewas word. En dan in Johannes 13 vers 10 staan daar, en julle is rein, maar nie almal nie. So jy sien, hulle het dit gevat, behalwe Judas Iskariot. Hy het nie gevat nie, hy het dit alles gesien, maar hy het nie gevat nie. Is vir ons 'n baie diep les in hierdie lewe van Judas Iskariot. Wat vat jy in jou geestelike lewe? Die geleenthede wat oor ons pad kom, wat doen ons met die geleenthede? Ons weet, God is die God van tweede kanse, en derde kanse en vierde kanse. Maar, wat doen ek met die geleenthede wat by my verbykom? En nou, sien ons daar in Johannes 13 vers 21 en 26. Nou sê Jesus, een van sy disipels gaan hom verraai. Dit was soos 'n skokgolf deur daardie disipels. Hoe is dit moontlik? Nou hier sien ons iets baie belangrik in Judas Iskariot se lewe. Hy kon hom voordoen tot op daardie stadium as een wat deel is van hulle. Dis die groot gevaar. Hy het hom voorgedoen as deel van die disipels. Hy was onder hulle, hy het saam met hulle geloop, saam met hulle uitgegaan, saam met hulle gaan sendingwerk doen, saam met hulle die opdragte uitgevoer. Hy was onder hulle. Nie een van hulle kon bedink dat dit Judas Iskariot was nie. Nou verder, Judas Iskariot het die heel beste plek gehad in die tafel. Die twee persone wat weerskante van die gasheer gesit het, was die beste plekke, en dit was Johannes en Judas Iskariot, want Johannes kon op die bors van Jesus lê, toe Jesus sê een van hulle gaan hom verraai, en dit hulle almal platslaan, toe knik Petrus vir Johannes en sê, vra vir Jesus, wie is dit? En Jesus sê, dis die een vir wie ek die stukkie brood sal gee. Nou, dit lees ons daar in vers 26, Jesus antwoord, dis die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. Nou, wat dit beteken is, wanneer jy dan die stukkie brood ingedoop het in die sous en vir iemand gee, dan het dit beteken, ek bied jou my heel beste vriendskap aan. So tot op daardie stadium, onthou Judas Iskariot het nou al met die owerpriesters gaan onderhandel om Jesus te verraai, maar hier kry hy sy finale kans. En Jesus sê, dis nou jou geleentheid, ek bied jou my heel beste aan. En Judas Iskariot vat dit, en hy staan daarop, en hy gaan uit, en dit staan, en dit was nag, vers 30, dit was nag, dit was vir hom letterlik en figuurlik was dit vir Judas Iskariot nag. En hy verraai Jesus met 'n soen. Nou dit is die ergste vorm van verraad. En sien ons, die teken van liefde word verdraai as 'n instrument van verraad. Dis 'n tragiese situasie.
Judas Iskariot se lewe sien ons 'n paar dinge. Een van hulle is verlore geleenthede. Hy het al die kans in die wêreld gehad om Jesus te dien en om hom aan te neem en sy woord aan te neem, maar hy het van niks van dit gebruik gemaak het. Want daar was iewers iets binne in hom wat meer wou gehad het en wat op die ou end dit toe nie gekry het nie. Die ander ding wat ons sien is God se liefde tot op die end. Tot die heel laaste geleentheid. Hy bied vir hom aan die tot op die end sy heel beste en dit doen hy vir elke mens wat op hierdie aarde loop. Hy bied sy beste aan tot op die end. Nou weer eens net terloops, daar's mense wat sê Judas Iskariot was half beheer gewees dat hy nie enige aandeel gehad het. Judas Iskariot het ten volle besef, hy was altyd bewus van wat hy gedoen het en hy het die keuse gemaak. Dit beteken nie omdat dit in die Ou Testament genoem is en profeseë daaroor gewees het, dat hy nou geen keuse gehad het. Judas Iskariot was soos elke mens op hierdie aarde, het hy die keuse gehad. Hy het die keuse gemaak, soos Farao. Kyk, Farao is, hy het sy hart verhard. Hy het sy hart verhard. Die Bybel noem dit, God het sy hart verhard. Maar gaan lees die hele verhaal van Farao met die pla. Farao het gekies, of Farao het gekies, of Farao het gekies. En dan het daar 'n stadium gekom waar Farao sy hart net eenvoudig verhard was en dit het net gebeur in sy lewe. So was dit met Judas Iskariot. Dit het eers begin en kyk nou wat staan in vers 27. Nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. Dit was die finale stadium gewees. So Judas Iskariot het keuses gemaak, verkeerde keuses. Dit het 'n effek gehad en dit het stelselmatig in sy lewe gewerk tot die finale stadium en die duiwel het in hom ingevaar en toe gaan hy uit. En dit was nag. En dan sien ons die volgende groot saak is Judas, die een wat naby aan Jesus was. Soos die Psalm sê, die een wat saam met my brood geëet het, hy het die hakskeen teen my opgelig. Nou, daar is iemand wat 'n boek skryf. Die boek se naam is The Judas Goat. Nou, hy verduidelik daarin van hierdie persoon wat baie naby aan jou kom staan. Hierdie persoon wat so naby aan jou staan, laat dit deel word van jou binnekring. Hy infiltreer jou binnekring tot op 'n dag, dan steek hy jou in die rug. En dit is presies wat met Judas Iskariot gebeur het. Jesus het dit geweet, maar baie keer is ons nie bewus daarvan nie. Ons het nie altyd die geestelike insig soos wat Jesus dit mis sou gehad het nie. En daardie persoon kom en hy kom baie naby, want hy het ander motiewe, baie in die lewe daarmee te doen gehad. Hy kom in met ander motiewe in sy hart, tot hy naby aan jou is, en dan kom die soen. Die soen is eintlik die dagger, wat hy in jou insteek, en dit is wat die seerste maak van alles. Kan u dink hoe het Jesus gevoel, toe sy vertroueling om verraai? Hy het dit mos nou altyd geweet. Judas Iskariot, die mees tragiese persoon in die Bybel, en hy gaan hang hom op. Daar het iets in sy gewete, iets van sy gewete, het daar deurgekom, en hy gaan hang hom op. Mag die Here u oorvloedig seën, baie ryklik. Mag die Here u seën in elke opsig. Mag hy u seën, gees en siel en liggaam, en na die tydelike en na elke deel, en ons vat sy woord en ons vat alles wat hy vir ons doen, deur help.